Goeiemôre almal. Baie dankie vir die wonderlike geleentheid wat julle my ook bied aan in hierdie oggend, om saam met julle hier te kan wees, om ook so saam met julle te kan deel uit die woord van ons Here Jesus Christus. God ons Vader, mag die Here julle waarlik seën in hierdie oggend, deur die verkondiging van die woord en die evangelie, en mag elkeen van julle ook sy harte daardeur aangeraak word in hierdie oggend, en mag dit wees tot eer en verheerliking van sy naam, die uitbreiding van sy koninkryk. Baie dankie. Ons boodskap en die tema van ons boodskap in hierdie oggend is ons Vader. Ons Vader. Daai eerste enkele 2 woorde wat dan kom uit Matteus 6 en vers 9. Vanoggend gaan ons kyk na wie is God? Wie is ons Vader? Sodat ons dan 'n beter persepsie of 'n beter beeld kan kry van God as ons Vader, wanneer ons tot hom nader en ons dan tot hom bid en ons vir hom sê ons Vader. Kom ons lees hierdie gedeelte ook saam dan in die oggend uit Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 9 af. Jesus kom en hy praat met die disippels na hulle na hom toe kom en sê, help ons om te bid. Want ons self, ons weet nie. Hulle was onseker in hulle gebed. Doen hulle dit reg? Doen hulle dit goed genoeg? Is dit aanvaarbaar vir God? En die Here Jesus Christus kom met hierdie gebed dan. En hy sê, so moet julle dan bid. Onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Mag ons waarlik geseën wees deur hierdie woorde in die oggend. Here, ons kom voor die troon van genade. Here, ons vra dat u my in hierdie oggend sal gebruik as u instrument. Nie my woorde nie, u woorde, Here. Skenk aan ons verligting van die verstand nou, wanneer ons gaan luister, Here, want ons het nou na u geluister. Ons het gehoor dit wat u vir ons wil sê in die oggend. Maar Here, ons lees dit, ons repeteer dit, ons sê dit op, en somtyds sonder om werklik na te dink oor die woorde wat ons spreek en dit wat ons sê, Here. Help ons, Here, nadat u nou met ons gespreek het in die oggend, Here, sodat ons mag weet, wanneer ons tot u nader en ons voor die troon kom en ons u aanspreek as onse Vader. In Jesus naam dank ons u vir die geleentheid. Amen. Wanneer ons met vrymoedigheid voor die troon van genade wil verskyn, vir welke rede ook al. Elkeen van ons, wanneer ons na die Here Jesus Christus toe kom, ons kom na hom toe en dan bid ons. En elkeen van ons het 'n behoefte wanneer ons voor hom nader. Is dit nie so nie? Elkeen het 'n behoefte, en elkeen se behoefte verskil, soos wanneer ons voor die troon van genade van na ons Here Jesus Christus toe gaan. Een is dit dalk siekte. Een is dit dalk iemand in die dood afgestaan het, of ons het 'n behoefte, my kar het gebreek in die week wat verby is, of gister, of wat ook al, en ons het 'n behoefte na, ons het finansies nodig, daar's 'n verskeie redes, hoekom ons sou nader voor die troon van genade. En dis wat hierdie skrifgedeelte vir ons leer en vir ons sê. Telke male, wanneer ons in gebed gaan na ons Here Jesus Christus, wanneer ons nader tot onse Vader, tot God, is dit omdat meeste van die tyd ons 'n behoefte het. Maar min dink ons daaraan, wanneer ons na onse Vader toe kom, en wanneer Jesus hulle hier leer, is dat ons moet kom met gedagte ook van, nie net my behoeftes nie, maar heel eerstens onse Vader. Dit gaan oor lofprysing. Dit gaan oor wie is hierdie Vader, na wie toe ons kom. En dan wanneer ons met vrymoedigheid voor die troon van genade wil verskyn om hulp te verkry in ons tyd van nood, dan moet ons weet, ons moet absoluut bewus wees, wie sit op die troon. Tot wie is ons nou besig om te nader, wanneer ek net hierdie enkele woorde sê van onse Vader. Dan moet ons weet, wie is God? Weet jy wie is God?
Elkeen van ons kom met 'n beeld van God. En ek het al baie maal daaroor gepraat en dan ek het al beelde geskets of dit is soos 'n silwerdoek, dit is soos 'n blank canvas. Hier's 'n groot wit blank canvas vanoggend hier. En as ek vir elkeen van julle 'n palet moet gee in hierdie oggend met 'n verfkwas en verf en dan kom na julle toe en ek sal vir elkeen 'n verfkwas gee en ek sal vir julle sê, okay, Graham, hierdie is jou blokkie en Marinel se blokkie en Chris se blokkie en elkeen wat hier sit in hierdie oggend en ons gaan en ons breek hierdie canvas op en ons sê, okay, elkeen van julle gaan vanoggend vir my skilder wie is God. Gaan nie een dieselfde lyk nie. Nie een gaan dieselfde lyk nie. Ons het hierdie beeld van wie God is. En ons het al hierdie prente gesien vandat ons opgegroei het as kinders en ons het boeke gekyk en ons het na die kinderbybel gekyk, né? En dan het ons hierdie beeld van 'n God. Dalk 'n man met spierwit hare en 'n lang grys baard. Dalk het hy 'n staf in sy hand. Elkeen van ons het 'n beeld van God. Elkeen van ons se beeld is anders wanneer ons kom en ons sê, Onse Vader. Hoe lyk hy? Maar die belangrikste van alles is, kan ek dalk iemand vra vir 'n glas water asseblief? Wat die belangrikste is daarvan, en wanneer ons voor God kom, en ons nader hom, wie is God? En dan het ons nodig om sy karakter te ken. Ons kan nie tot 'n God nader in gebed as ons nie weet wie is God nie. As ons nie weet wie is ons Vader nie. En elke enkele woord in hierdie voorgestelde gebed is van groot belang. Die disippels van Jesus het na hom gekom en hom gevra om hulle te help met hulle gebed. Want hulle het gevoel hulle gebed is onvoldoende. En ek dink meeste van die tyd wanneer ons tot God nader in ons gebed, dan voel ons self ook, maar ons is onvoldoende. Maar Jesus kom na hulle om die vraag vra, en hy reageer. En hy gee aan hulle hierdie wonderlike, pragtige voorbeeld van 'n gebed. Ek dink julle sal saamstem met my. Dit is 'n mooi gebed. Maar dit is 'n riglyn. Dis 'n riglyn vir 'n gebed. En hoe moet ons dan hierdie gebed verstaan? Dit was nie net gegee om opgesê te word as 'n gebed aan God nie. Help ons, dit leer ons, dit is 'n riglyn vir ons gebed en wanneer ons tot God die Vader nader in ons gebed. En elkeen van ons het op die een of ander stadium 'n wonderlike geseënde oomblik ervaar toe ons hierdie woorde aan God geuiter het. Dr. Martin Lloyd-Jones betoog dat die gebed eintlik bedoel is as 'n riglyn vir gebed. Dit is om ons te lei in 'n gebed soos 'n riglyn 'n spreker lei in sy boodskap. Elke spreker, wanneer ons as predikante opstaan op 'n Sondagoggend of voor ons het 'n riglyn van ons boodskap. En dan probeer ons by hierdie riglyn bly so goed as wat ons kan. Ek moet lieg, ek kry dit nie altyd reg nie. Want terwyl ek besig is met my boodskap, dan kom die Gees van God en hy kom praat met my en hier kom 'n idee wat ek dink, dit gaan nou wonderlik hierby inpas. En op die einde van die dag dan moet jy weer teruggaan na jou riglyn of dit wat jy bid en dan kom jy agter maar okay, nou het ek so 'n bietjie afgedwaal. En dit wat ek nou net gesê het, pas nou nie meer aan by my riglyn wat voorheen gegaan het nie. En dan is dit asof jy so 'n wobble van, né? Jy struikel so effens en dan gaan jy nie aan nie. So eintlik is dit wanneer jy vir jouself 'n riglyn daar gestel het en wanneer die Here Jesus Christus gekom het en hy het vir ons hierdie riglyn gegee, dan is dit nogal eintlik 'n goeie idee om sy raad te volg dan, volgens hierdie riglyn van 'n gebed wat hy gegee het. Maar wanneer ons werklik hierdie hele gebed, en ons gaan volgende net na die eerste 2 woorde kyk, Onse Vader, maar as ons na hierdie hele riglyn gaan kyk van 'n gebed wat hy vir ons gegee het, dan is daar op die einde van die dag eintlik 11 onderafdelings daar. 11 dinge wat ons aan moet dink wanneer ons tot God kom in ons gebed voor hom.
Die gebed gee aan ons 2 hoofdenkbeelde wat ons aan God kan bied. Nou die eerste 3 petisies wat ons hier kry in hierdie gebed, hou verband met die glorie van God. Dit hou verband met die glorie van God. Sy naam, heel eerstens, onsse Vader. Hou verband met sy naam, sy koninkryk, onsse Vader. Dat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. So dat sy naam, sy koninkryk, sy wil. Die 4 laaste petisies hou verband met ons behoeftes. Gee aan ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En hierdie behoort eintlik altyd die orde te wees, wanneer ons tot God nader in ons gebed. Ons is reeds gesê het, vanoggend wil ons konsentreer net op daai eerste gedeelte van vers 9, onsse Vader. Die persoon, die Vader aan wie ons gebed rig. Ons het werklik nodig om te weet en te besef dat God is ons Vader. Sit 'n paar jong kinders in hierdie oggend hier saam met ons. En ek is seker as ek enigeen van hulle wat daar agter sit nou gaan vra vanoggend, wie is jou vader? Weet jy wie is jou vader? Ken jy jou vader? Wys my jou vader. Waar sit jou vader? Daar is hy. Ek sien hy kyk sommer om. So nou weet ek, dis julle vader. Ons het 'n vader, ek 'n vader. Gelukkig my vader het al gegaan en hy's in die hemel by ons Here Jesus Christus, is wonderlik. Maar Benjamin het 'n vader. Hy weet wie sy vader is. Ek weet wie my vader was. Elkeen van ons wat hier sit weet wie ons vader is. En as ons nie weet waar ons vader is nie, ja, dan staan leemte in ons lewe. Net soos waar daar in ons Christelike bestaan en in ons Christelike wandel, wanneer ons nie werklik weet, maar wie is my vader wat ek aanspreek, as ons 'n vader nie, dan is daar leemte in jou lewe. So ons moet besef, ons moet weet. Weet jy in die Ou Testamentiese bedeling, en as ons moet gaan kyk en ons lees van Genesis af tot in die einde van Maleagi, dan kry ons eintlik baie min waaraan God verwys as Vader. Die Jode in die mensdom, in daai bedeling van God, het hulle nie hom aangespreek as hulle Vader nie. Hulle het wel weet wat sy naam was. Hulle weet sy naam was Yahweh. Ons het klinkers bygevoeg by Yahweh. Ons het 'n A ingesit, ons het 'n E ingesit sodat dit 'n naam is. Ons het kan spel en ons kan sê Yahweh, maar selfs hulle was te bang om God se naam te spreek. Soveel eerbied het hulle gehad vir God. Hulle het hom net geken as God. Die God wat hulle gelei het en 'n God wat hulle gerig het. Vir hulle was die naam Yahweh soos asemhaling. Hulle het nie gesê Yahweh nie. Hulle was te bang, hulle spreek het verkeerd uit. Hulle was te bang, hulle sê dit dalk nie reg nie. Dan was dit soos asemhaling. Ja. Dis hoe hulle hom aangespreek het. Hulle was te bang. Hulle het eerbied vir God gehad. Vandag in die wêreld is daar nie meer eerbied vir God nie. Vandag in die wêreld is daar 'n geweldige tekort aan ontzag vir God. Ontzag, dis vir my so 'n wonderlike woord. Ontzag, dis so omskrywend van wie God is, wie ons Vader is. Die mensdom het dit verloor. Dit was ons Here Jesus Christus. En met sy koms aarde toe, wat werklik hierdie manier van kontak en van aanspreking tot God geïnisieer het, vir ons as kinders van God. Ek dink hy kon nie wag vir die oomblik, om hulle te leer, onsse Vader, wat in die hemel is. Dit was, ek dink, vir hom die groot oomblik gewees, in sy bediening, toe die disippels na hom toe kom en sê, maar leer ons, help ons om te preek, en hy sê, dan sê, asseblief ja, so bid julle, onsse Vader, wat in die hemel is. En jy kyk op met hande opgewek, onsse Vader wat in die hemel is. Jesus kom vanuit die boesem van die Vader.
En hy kom en hy praat met ons van God as Vader in baie persoonlike terme. Want God was vir hom Vader, hy was vir hom persoonlik. Hy het immers hom geken, hy kom vanuit die boesem van die Vader. Hy het ons anders kom leer van die Vader. Die vraag is, wat erken ons en wat bevestig ons wanneer ons God aanspreek in ons gebed as onsse Vader? Wat bevestig jy? Wat erken jy wanneer jy voor God kom en jy sê vir hom, onsse Vader? En ons baie waarna ons kan kyk. Maar eerstens, wanneer ons kom en ons praat vir hom as onsse Vader, dan dink ek aan vindingrykheid, aan vernuftigheid van God. En dit kom vir my na vore, wanneer ons na hom praat as onsse Vader. Wat leer ons oor God? Wat leer ons oor die Here Jesus Christus? In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was van die begin af. Dan onmiddellik dan gaan ek onsse Vader, en ek dink aan die skepping. Ek dink aan God se vindingrykheid. Ek dink aan sy vernuftigheid. Ek dink hoe wonderlik hy alles geskaap het. Dit gee dan weer vir my die idee van sy almag, van sy werke, van sy skepingsvermoë. Onsse Vader. Erkenning. Erkenning vir wie hy is. Sy vindingrykheid. Jy weet die oorsprong van die woord Vader, wanneer dit vertaal word, en ons werklik daarna gaan kyk, dan sluit dit die idee in van 'n ontwerper. Dit wys na 'n bron. Dit wys na 'n doel, dit wys na 'n begin. Dis Vader. My aardse Vader was my begin. Dit was my bron. Maar ons Vader in die hemel was die hele planeet en die hele sterreryk en die planete, dit was alles, hy is die bron daarvan. Hy is die begin daarvan. Hy het dit geskape, hy het dit gemaak, hy het dit gevorm. Hy het die mens gevorm uit die stof van die aarde uit. En hy het gebuk, hy moes kniel, en hy het sy asem daarin geblaas, en het 'n lewende siel geword. En toe kom sy grootste oomblik. Ek sê altyd, dit is sy grootste oomblik. En hy sit vir Adam in 'n diep slaap, en hy vat 'n rib. Ek dink hy het so lekker gespeel. Ek sê altyd, mens kry nie 'n lelike vrou nie. Mens kry net 'n onversorgde vrou. So manne, julle moet versorg vir julle vrouens. Wonderlike konsep. Maar ons kry hierdie idee, God in sy skepingsvermoë. Hy het gespeel, hy het Eva met sy hande gevorm. Pragtig mooi. Nou, dwaal ek amper weer af. Maar God, die God wat die bron is van ons fisiese lewe. Hy is ook ons God van guns en van groot genade. En daarom, oor sy genade, sy guns, is hy ook die God en is hy die bron van die ewige lewe. Hy sê wat ons die ewige lewe gaan gee. Die verhouding wat ons met God het, word deur God self geïnisieer. Hy het geïnisieer. Hy het ons verhouding met hom tot stand gebring. Dit kom nie uit onsself uit. Ons het nie 'n behoefte daarna gehad. Ons is ontvang gebore in sonde. Hy het geïnisieer dat elkeen hier sit vanoggend. Hy het geweet, nog voor die grondlegging van die wêreld. Dis sy almag, dis sy werke. Hy is die ontwerper van elke enkele verhouding. Hy begin elke verhouding deur sy seun Jesus Christus. Elke keer wanneer ons gedurende ons aanbidding en ons lofprysing God aanspreek as Vader, dan is dit 'n erkentenis. Dit is 'n absolute belydenis dat hy wel ons Vader is. Dis 'n bevestiging dat die verhouding wat elkeen van ons met God het, sy werk is en dat hy die outeur is daarvan. Hy het dit begin. Onse Vader. Tweedens die verantwoordelikheid van God. Wanneer ons God aanspreek as onse Vader wat in die hemel is,
Ons Vader wat in die hemel is, en ons kyk op, dan stel dit voor dat hy vir ons verantwoordelik is. En dat ons dan, wanneer hy vir ons verantwoordelik is, dan is ons van hom afhanklik. Ons is van hom afhanklik. So wanneer ons kom en ons sê vir hom ons Vader, dan dink ons aan sy grootheid, sy almag, sy werke, sy soevereiniteit, sy regverdigheid. Alles begin 'n rol vir ons te speel. Dan weet ons, maar dis 'n Vader, 'n verhewe God en Vader. Maar dan wanneer ons hom so aanspreek en ek sê vir hom Vader, soos wat Benjamin vir my sê Vader, dan weet ek is vir Benjamin verantwoordelik. Net soos wat elkeen van ons vir ons kinders verantwoordelik is. So is God dan as 'n Vader vir ons verantwoordelik. Hy is van my afhanklik. Hy sal nie deur sy skoolloopbaan kom. Hy sal nêrens kom werklik in die lewe sonder die leiding van my as sy Vader. So sal ons nêrens kom in ons lewe op aarde en in ons wandel saam met God as ons hom nie erken as ons Vader nie. Want ons is afhanklik van hom en hy is vir ons verantwoordelik. Kyk, nie een van ons sou dit waag om hierdie verantwoordelikheid op God af te doen. Ons kan nie. Ons kan dit nie op hom afdoen. Gelukkig het God self die verantwoordelikheid op hom geneem. Hy het self daai verantwoordelikheid op hom geneem die oomblik toe hy vir Adam en Eva geskaap het en hy hulle in die tuin van Eden geplaas het en hy aan hulle al hierdie opdragte gegee het. Opdragte wat hulle wel verbreek het en hulle verdryf het uit die tuin uit en vir hulle gesê het in die sweet van jou aangesig, maar nog steeds is hy vir ons verantwoordelik. Nog steeds is ons nog van hom afhanklik. En omdat God homself geopenbaar het as die een wat die verantwoordelikheid vir ons neem, is dit dan nie voorbarig wanneer ons na hom toe gaan. Eerstens natuurlik met ons lofprysing, dan met ons vreugdes en laastens met ons behoeftes nie. Dit is wat God van ons verwag om te doen. En hy moedig dan ons ook aan om dit te doen in hierdie gebed wat hy vir ons gegee het. Hy moedig ons aan. Maar eerstens moet ons sy lof besing. Ons moet ons vreugdes na hom toe bring. Ons moet ons welslaan na ons bring. Ons moet ons oorwinnings na hom toe bring. Ons moet al hierdie dinge na ons toe bring voordat ons na hom toe kom en vir hom sê, gee ons daaglikse brood. En dan al hierdie dinge wat God wel nakom. Die derde ding stel vir ons voor dat deur die titel van God as onse Vader, hy sal reageer. En dat hy dan ook sal deelneem. En met dit ook saam, dat hy ook dan simpatiek sal wees teenoor ons. So telke male, wanneer ons na hom toe gaan, en ons hande oplig en ons kyk op na die hemel en ons sê, onse Vader, onmiddellik reageer hy. Onmiddellik begin hy deelneem. En hy ken jou hart. Nog voor jy dit geuiter het. Hy sal reeds simpatiek met jou. Dis wie God is. Om God aan te spreek as Vader, is om te bevestig dat hy 'n God van liefde is, en so leer ons hom ken in die Bybel. Maar hy is ook 'n regverdige God. Hy is ook wel 'n God wat straf uitdeel. Hy is ook 'n God wat tugtig. En daardeur gaan ons ook, want hy is 'n Vader. Onthou jy die woorde wat Jesus vir ons gegee aangaande God? Jy al hierdie evangelies gelees. Filippus het vir hom gesê. Hulle is 'n gesprek besig. Hulle praat en hy praat oor sy Vader. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader. En dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle. En het jy my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Johannes 14, vers 6, vers 8 en 9. Ons het die evangelies gelees, ons het dit bestudeer. Ons weet alles omtrent Jesus Christus. Dis God die Vader. Hy het gekom, juis,
in die vlees van 'n mens. Hy het homself ontledig, hy het aarde toe gekom, hy het sy heerlikheid in die hemel gelos, maar nie sy godheid nie. Hy het gekom om aan ons God te toon, so elke keer wanneer ons die evangelies lees en die Bybel bestudeer, dan weet ons eintlik wie is God. Dis die Here Jesus Christus. Dit is veilig om aan te neem dat God net so sal reageer oor elke een van ons behoeftes, soos wat Jesus gereageer het teenoor die behoeftes van die mense gedurende sy bediening op aarde. Soos wat Jesus gereageer, so reageer God. Net dieselfde, daar's geen verskil nie. Wanneer jy die evangelies lees en bestudeer met onderskeidingsvermoë, dan word jy daarvan verseker dat Jesus altyd toeganklik was en dat hy altyd gereageer het op die mense se behoeftes. Altyd. Wanneer die skares bymekaar gekom het, hy het gereageer op hulle behoeftes. Hy het 'n skare van 5000 gevoed met 2 visse en 5 broodjies. En toe daar nog 12 mandjies oorgebly na die tyd. En net soos wat Jesus daar oorvloedig voorsien het, God oorvloedig voorsien, nadat hy het gedank en gebid het daarvoor. Hy het tot God genader, tot die Vader genader toe hy dit gedoen het. Dis die Vader. Hy het niks gedoen uit homself nie. Hy het alles gedoen deur die Vader. So wanneer ons sê onse Vader, dan is dit nie uit my nie. Dis nie uit my nie, dis my krag nie. Dis nie my werke nie, dis die Vader. En daarom moet ons ook besef dat onse Vader in die hemele is. Onse Vader wat in die hemele is. Die woorde wat Jesus bygevoeg het, onse Vader, by onse Vader, is baie betekenisvol. Dit openbaar sommige dinge oor die God wat ons aanbid. Dit openbaar baie oor die God wat ons aanbid. Dinge wat ons behoort te weet en doen ons met selfvertroue wil bid. Eerstens, kom Jesus en hy sê vir ons wat? Hy sê vir ons dat ons Vader in die hemel is. Hy is in die hemel. Dit is 'n bevestiging dat God afgesonder is van alle aardse vaders en persoonlikhede. Hy is verhewe. Dis 'n verhewe Vader. Dis nie soos ek wat 'n aardse vader is vir my seun Benjamin, soos jy vir jou kinders is nie. Hy is 'n verhewe God, 'n almagtige, soewereine God. Hy is in die hemel. Sommige mense maak die fout om afgestorwe mense te nader in hulle gebed. Hulle kies groot aardsvaders van die verlede en rig dan hulle gebed aan hulle. Dis 'n fout. Ons kan nie tot Maria nader of tot St. Peter, St. Paul, St. John. En hulle doen dit, mense doen dit. Hang 'n kettingkie om hulle nek met 'n St. Paul op, of dis nou St. Peter of St. John. Dis 'n gelukbringer. Nee, dit werk nie so nie. Dit is verkeerd om dit te doen. Dit is nie nodig om 'n sterfling te nader in gebed nie. Wat nog te sê een wat alreeds dood is. Jy kan 'n lewendige God self nader in gebed. En dis wie ons nader. 'n lewendige, almagtige God. Daar is skeiding tussen God en ons aardse vaders. En in kontras met al die aardse vaders is God die een wat in die hemel is. Gebed behoort nooit gerig te word aan ons fisiese of geestelike vaders nie. Onse Vader wat in die hemele is, spreek God aan as die een wat die mag het. Hy die mag om enigiets te doen volgens sy heilige en sy almagtige wil. Hy is die almagtige. Vader stel vir ons voor dat hy dit wil doen. Maar sy posisie sê aan ons dat hy die mag het om dit wel te doen. Hy het die mag om dit wel te doen. Hy kan dit doen. Hy is die enigste een. Sommige van die titels waarmee mense vandag na God toe kom, skiet heeltemal tekort om erkenning te gee aan God se almag en dit waartoe hy in staat is om te doen. Sommige mense verwys na God as die man daarbo. Jy het al gehoor? Die man daarbo.
Die man daarbo. En as daar Boeing nou net oorgevlieg het, dan sal daar 'n hele paar mans wat nog bietjie verder hoor as jy. Maar ons verwys nie na God, die Vader, as die man daarbo nie. Dis respekvol. Waar is die ontzag vir God in hierdie wêreld van ons vandag? Dit is nie dieselfde as om te sê, onse Vader wat in die hemel is nie. Ons moet mense waarsku wanneer hulle so spreek. So onnadenkend verwys na as die man daarbo. Sommiges die ou grys kom. Regtig. Dis respekvol. Die apostel Paulus het hierdie waarheid geken. Hy bevestig in sy gebed. Hy gee vir ons hierdie woorde in die Efesiërs 3 vers 20 en 21. Hy sê aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in ewigheid. Amen. Wanneer jy God aanspreek as onse Vader wat in die hemele is, dan eintlik bevestig jy ook hierdie gebed van Paulus. Dan sê ons, aan U wat mag het om te doen, ver bo alles wat ek bid of dink, volgens die krag wat in my werk, aan U kom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid toe. Amen. Aan U. God is nie pa of papa of papie nie. Of die man daarbo nie. Dis onse Vader. Onse Vader wat in die hemel is. Weet jy, jou gebedlewe sal groei soos wat jou kennis van God groei. Weet jy die kennis van God wat jy nodig het? Weet jy dit? Weet jy wie is God? Gebed sonder die kennis van God het geen betekenis nie. Dit het geen betekenis nie. Die groot bestanddeel in gebed is 'n groeiende kennis van God en gemeenskap met God. Gebed is seker die grootste manier van fellowship wat ons het met God, gemeenskap met God. Dit is gebed. Wanneer ek die Bybel oopmaak en ek begin lees, dan praat God met my. En solank as wat ek lees, praat God met my. En dan bid ek vir die verligting van die verstand, sodat ek kan weet wat sê God vir my. Wanneer ek my mond oopmaak en ek oplig, my hande oplig hemel toe en ek sê, onse Vader wat in die hemel is, dan praat ek met 'n almagtige God. En dan luister hy, en hy reageer, en hy neem deel, en hy is simpatiek. En hy hoor wat jy vir hom sê. Wanneer jy bid, en wanneer jy tot God nader in gebed, kan jy sien waarheen jou gebed lei. Weet jy wat die doel van jou gebed is? Indien jy meer effektief wil wees en meer selfvertroue wil hê in jou gebed en in jou lewe van gebed, bid dan meer. Hoeveel keer bid jy? Hoe lank bid jy? Ja, geoefen. Die meer wat jy bid, die meer leer jy God ken, wat jou gebed beantwoord. En hoe meer betekenis kry jou posisie in sy gesin en in sy familie. Hoe sterker word jy in die gesin van God met jou gebedslewe. Voel jou gebed vir jou saai en stereotyp, leeg en doelloos? Hoe meer God vir jou beteken in jou lewe, hoe meer sal jy die ondervinding van jou gebed geniet. Hoe meer sal jy vreugde put uit jou gebed uit wanneer jy tot God nader. En weet jy, dit sal so bly vir ewig. Die kennis wat jy opbou van God die Vader, verloor jy nooit nie. Jy verloor dit nooit. Dit gaan nie weg nie. Die Gees versterk dit. Die Gees verseël dit in jou lewe. Jy kan nie daai kennis verloor nie. Gebed is kern. Ons Vader is die kern
en wanneer ons tot hom kom, en wanneer ons tot hom wil nader in gebed. En die belangrikste is om dan te weet, maar wie is hy? Wie is hy? So begin God leer ken. Leer God ken. Bestudeer die woord. Laat hy jou help, laat hy jou lei. Sodat jy kan weet, elke male wanneer jy begin, en jy sê, Onse Vader. Dan behoort jy vir 'n uur of langer net te kan vashak by Onse Vader. Om te loof en te prys en aanbid en sy lof te besing. Vir die vreugde wat hy in jou lewe vul vir jou. Die erkenning wat hy is in die hemel. Voor jy nog verder gaan, laat die koninkryk kom. Op aarde soos wat dit is in die hemel. Mag ons gebed so groei, dat ons soveel lof en prys het vir Onse Vader, wat in die hemel is. En laat ons vir 'n hele dag lang kan bid, sonder om by jou inkopieslys uit te kom. Want God self weet, hy weet reeds, wat die behoefte van jou hart is, nog voor jy dit uitgespreek het. Hy weet. Maar dit gaan oor lofprysing vir God. Dit gaan oor die kennis van God. Wie is God? Waar is God? Waar bevind hy? Waar bevind hy homself in jou lewe? As ons Vader. Mag die Here u seën in hierdie tyd in, wanneer u leer en bestudeer en wat die woord vir ons sê rondom Onse Vader wat in die hemel is. Sodat ons hom kan prys, sy lof kan besing. Vir dit wat hy waardig is. Here, ons dankie vir die goedheid, die guns. Ons kom om te bely in hierdie oggend, Here. Ons bely, u is 'n almagtige God. U is 'n soewereine God. U is 'n heilige God. Here, u het ons geroep. U het vir ons gesê, wie is heilig, want ek is heilig. U het ook vir ons gesê, dat ons die Vader nie sal sien, sonder heiligmaking nie. U het alle autoriteit, in die hemel en op aarde, aan die Seun Jesus Christus gegee. Die Seun het aan 'n kruis gehang op Golgotha. Daar was hy vasgespijker met al die sondes van die wêreld. En vir 'n oomblik het u weggekyk, want u kan nie na die sonde gekyk het nie. Met droefheid in die hart het u weggekyk, die Seun het uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Daarom het ons nodig om heiligmaking na te jaag in ons lewe, so asof ons dit kan gryp, asof ons dit kan deel maak van ons lewe daagliks op aarde. Ons bid en ons vra, help ons. Help ons telke male wanneer ons sê Onse Vader, dat ons kan weet met wie praat ons. Wie spreek ons aan as ons Vader wat in die hemel is. Dankie vir die woord. Dankie vir die Seun Jesus Christus wat hy aan ons gegee het. Jy het met Filippus gepraat en gesê, hy ken my. Jy het my gesien. Hy wat van die boesem van die Vader af gekom het. Wat onder ons kom leef het, onder ons kom wandel het. Wat vir ons die lewende beeld was van Onse Vader wat in die hemel is. En wat ook nou sit aan die regterhand van God die Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewende en die dode. Dankie, Here. Dankie dat ons kan weet, ons het 'n Vader. 'n lewende Vader in die hemel. Wat kyk na ons en wat bemoeienis maak met ons. Ons beskerm, bewaar en aan ons voorsien. Ons loof U, ons eer U in Jesus Christus naam.